of heaven fall upon my face and soul. Let the dew of heaven fall on me. Blessed Holy Spirit, won't you come and take control? Let the dew of heaven fall on me. Oh, let the dew of heaven fall upon my face and soul. Let the dew of heaven fall on me. Oh, blessed Holy Spirit, won't you come and take control? Let the dew of heaven fall on me. Oh, let the dew of heaven fall upon my face and soul. Let the dew of heaven fall on me. Oh, blessed Holy Spirit, won't you come and take control? Let the dew of heaven fall on me. Oh, yes, let the dew of heaven fall upon my face and soul. Let the dew of heaven fall on me. Oh, blessed Holy Spirit, won't you come and take control? Let the dew of heaven fall on me. Yes, let the dew of heaven fall upon my face and soul. Let the dew of heaven fall on me. Oh, blessed Holy Spirit, won't you come and take control? Let the dew of heaven fall on me. Hallelujah, let the dew of heaven fall upon my face and soul. Let the dew of heaven fall on me. Oh, blessed Holy Spirit, won't you come and take control? Yes, let the dew of heaven fall on. Praise the Lord, let the dew of heaven fall upon my face and soul. Oh, let the dew of heaven fall on me. Oh, blessed Holy Spirit, won't you come and take control? Oh, let the dew of heaven fall on me. Oh, let the dew of heaven fall upon my face and soul. Let the dew of heaven fall on me. Oh, blessed Holy Spirit, won't you come and take control? Let the dew of heaven fall on me. Hallelujah, let the dew of heaven fall upon my face and soul. Let the dew of heaven fall on me. Oh, blessed Holy Spirit, won't you come and take control? Oh, let the dew of heaven fall on me. Hallelujah, let the dew
Spirit, we pray. Oh, come in thy strength and thy power. Hallelujah.
Gees van die belofte, halleluja, halleluja, rabakashanda. O Here, ons prys U hierdie aand, halleluja. Aan die Here al die lof en die eer. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. U koninkryk kom, laat U wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde. Dankie Here Jesus. U wat die doper met die Heilige Gees is, en die Heilige Gees van die Vader ontvang. Daarom is ons so dankbaar dat ons weet dat die Heilige Gees is afkomstig van die Vader en die Seun. En ons wil U eer dat U self is gedoop, gevul met die Heilige Gees. En dat Johannes die doper kon uitroep. Hy wat na my kom, wie se skoenriem ek nie waardig is om vas te maak. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. En Here, U het self gesê, gaan wag in Jerusalem, totdat julle aangedoen is met krag uit die hoogte. En julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Dankie. Dankie vir die Heilige Gees. Dankie dat U doop met die Heilige Gees. O, halleluja. Dankie Here, dat ons in hierdie aand weet, dat U Gees is 'n werklikheid. Halleluja. En ons dankie vir hierdie werklikheid, want deur U Gees word die hele saligheid 'n werklikheid en die ewige lewe ook. Daarvoor wil ons U dank. Dankie vir elkeen wat al reeds gedoop is met die Heilige Gees, en ons bid vir hulle wat nog nie gedoop is met die Heilige Gees. En Here, U is die doper. Maar ons moet vir hulle bid, U woord sê so. Daarom bid ons dat die Here bonatuurlik sal deurwerk in elkeen se lewe. En hulle sal doop met die Heilige Gees en met vuur en met krag tot verheerliking van U naam. Dankie dat U ons seën in hierdie aand so saam. Laat U naam deur ons lewe verheerlik word. En laat die Gees van die Here sy bestaansreg in elke kind van die Here se lewe sal kry. Om te werk soos wat Hy dit goed dink. Baie, baie dankie dat ons aan U kan dankie sê vir die Heilige Gees. O Here, dis kosbaar om gedoop te word met die Heilige Gees. Ere aan U tot in alle ewigheid. Seën ons nou so saam in Jesus naam. En laat die Gees van die Here vaardig sal word op elkeen, tot verheerliking van die naam. Halleluja. En ons prys U, want ons weet U doen dit. Want waar die Gees van die Here is, daar is vry. Glory to God. Baie dankie daarvoor, in Jesus se naam. Prys die Here, ons is dankbaar om in hierdie aand so saam te wees. Groet julle almal in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. Halleluja. Ek is Pastor Flippie Gerber, my telefoonnommer is 082-874-1705. Glory to God, ons is nog steeds besig met die Heilige Gees, en hoe belangrik dit is, dat jy gedoop is met die Heilige Gees. Dis die grootste ondervinding wat met heerlikheid gepaard gaan. As jy gedoop word met die Heilige Gees en vuur, soos op Pinksterdag. En dis een heerlikheid wat die Here vir elke een van ons bestem, sodat wanneer ons gedoop word met die Heilige Gees, dat dit met heerlikheid gepaard sal gaan. Ek wil uit die woord van die Here lees, ons het laas Sondag aand gepraat oor om die werklikheid van die ewige lewe te beleef, in en deur die Gees
En dit is die behoud van ons geestelike lewe in Christus. Die werklikheid. Soos ons gehoor het, soos wat ons sing, He is real to me, the Son of God, maar in hierdie geval ook, die Heilige Gees is 'n werklikheid, en die Heilige Gees wat 'n werklikheid is, laat ons die werklikheid van die ewige lewe nou alreeds beleef. Paulus sê dit, hy het dit ook genoem, dat ons het gekom by die feestelike vergadering, by die gemeente van die eerstgeborenes. Ons is deel van die gemeente van die eerstgeborenes, maar in die Gees het ons by dit gekom. Jou vlees hou ons nog terug, want hy is aards, maar in die Gees kan ons daar kom, halleluja. En as ons daarin kan beweeg, dan het ons jou vlees met al sy begeerlikhede afgeleid. Ons gaan niks meer van die vlees oor nie, behalwe dat jou vlees vir die Gees, die Heilige Gees, vir die Vader en die Seun 'n woonplek kan word. Ook na die innerlike man, en ons dank die Here daarvoor. Nou, ons het so gepraat oor die werklikheid van die ewige lewe, kan ons alleen beleef deur die Heilige Gees, en ek het 'n paar voorbeelde genoem. Maar ek wil vanaand praat uit 1 Korintiërs, die 2de hoofstuk. Hy sê hierdie mooi woorde, ek gaan nie die boonste versie lees. Paulus sê dit baie mooi, hy sê, die 7de vers van die 2de hoofstuk, maar ons spreek die wysheid van God. Wie is die wysheid van God? Ons sien dit hier so in die 1ste hoofstuk, die 24ste versie, en van die wat geroep is, Jood sowel as Christus, die krag van God en die wysheid van God. Nou sê Paulus, maar ons spreek die wysheid van God. Wie is die wysheid van God? Christus. Nou sê hy hierdie woorde, wat bestaan in verborgenheid. Christus, die wysheid van God, bestaan in verborgenheid. O, prys die Here. Halleluja. En hy sê verder, wat bedek was, en wat God van ewigheid al voorbeskik het, tot ons heerlikheid. Christus is verberg. Dis vir my so mooi, die wysheid van God wat verberg is, wat in verborgenheid bestaan. Meer Christus in die verborgenheid van God. Halleluja. En hy bestaan daar in hierdie wysheid. En dit is bedek gewees. En hy sê hierdie woorde, en wat God van ewigheid af voorbeskik het tot ons heerlikheid. Wat se heerlikheid? Halleluja. Sorry. Hier word dit geopenbaar. Hoe bedek was dit? Hoe bedek was Christus? Hy wat die wysheid van God was. Hoe bedek was hy? Hoe diep was hy in die verborgenheid hierdie wysheid? Bedek. Hoor wat sê die woord? Die woord sê op een plek, en ek dink is in die Esegiel waar hy sê, die Here met die duiwel praat, en sê, en jy is wyser as Daniël. Jy, die duiwel is wyser as Daniël. En met al sy wysheid, het hy nie Christus geken, wat in verborgenheid bestaan. Ja, maar hy was saam met Christus in die hemel. Ek wil net dit sê, al was hy daar, die Vader kon sy seun verberg het vir. Die Vader kon sy seun in verborgenheid gesit, sodat hy nie moet weet wie die seun is. Dit werk alles deur die Gees van God. Maar hoor wat sê hy in die volgende vers. Hy sê, want niemand van die heersers van hierdie wêreld geken het. Dit meen, geen heerser van hierdie wêreld het die wysheid van God wat in verborgenheid bestaan, wat bedek was van alle eeuwen af. Nee. Hy sê, want niemand van die heersers van hierdie het hom geken. Want hy was verborgen, die seun. Hy was so verborgen, dat die Vader in hom verborgen is. En dit het 'n verborgenheid gebly, totdat Christus aarde gekom, toe hy dit openbaar. Maar, hy sê verder, hierdie woorde, want as hulle dit geken het, sou hulle die Here
die Here van die heerlikheid gekruisig het. Halleluja. Hy sê, dit was verborgen, bedek, van ewigheid af, voorbeskik, tot ons heerlikheid. Maar die heersers van hierdie wêreld, het hom nie geken nie. Want as hulle hom geken het, sou hulle die Here van die heerlikheid nooit gekruisig het nie. Daar is 'n turning point in elke mens se lewe. Veral mense wat kinders van God geword. Wanneer hulle in die heerlikheid inbeweeg, dan keer hulle om. Soos wat hy in die heerlikheid ingestap het, so kom hy nie nooit weer daaruit nie. Nee, hy kom met heerlikheid, uit die heerlikheid. Sy gelaat verander, sy alles verander. Het jy dit al gesien? Oh, halleluja. Oh, halleluja. Glory. En nou sê die woord, die 9de vers. Maar soos geskrywe is, wat die oog nie gesien het, en wat die oor nie gehoor het, en die hart van die mens nie opgekom het, wat God berei het, vir die wat hom lief het. Dit wat hy hier voorsê, die heersers van die wêreld ongeken het, sou hulle die Here van die heerlikheid nooit gekruisig het. Hy sê, maar soos geskrywe is, wat die oog nie gesien het. Die heersers van die wêreld het hom nooit gesien nie, want hy was in verborgenheid. En die oor nie gehoor het nie, hulle het dit nooit gehoor het. In die hart van die mensie opgekom, dit nooit opgekom nie, wie die Here van die heerlikheid is. Wat God berei het, en hierdie is vir my die wonderlik. Omdat ons deur die Here geken is, ken ons hom. Oh, halleluja. Alhoewel ons vleeslike oog hom nie gesien het, die sien ons hom. As oor nie gehoor het, die tog hoor ons. As die hart nie opgekom het, die tog kom het in ons hart. Want dit het God vir ons wat hom lief het berei. Wat is hierdie? Ons beweeg van dit wat 'n onwerklikheid was. As jy in die heerlikheid ingaan, dan belewe jy die werklikheid van die ewige lewe. Waar die werklikheid? Dit wat die oog nie gesien het, die oor nie gehoor, wat in die hart nie opgekom het. Ek wil amper sê, wat die verstand nie kan verstaan nie, het God berei. Vir die wat hom lief het. Dit nie, as ek die Here lief het, want ons weet die Here het ons lief. Dan sien ons dit wat God berei. Ons hoor dit kom in ons harte op, want dit word 'n werklikheid. Ons verstaan dit, want dit word 'n werklikheid. Onwerklikhede kan jy nooit verstaan nie, maar werklike dinge kan jy verstaan. Prys die naam van die Here. Dit het God beskik vir ons. En berei. Hy sê dit in 'n vers, maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar. Wat? Nommer 1. Wie die wysheid van God is wat in verborgenheid bestaan. Dit het God aan ons deur sy Gees geopenbaar. Wat bedek was, tot ons heerlikheid, hierdie heerlikheid, wat is dit? Die heerlikheid
As die heersers dit geweet het, sou hulle nooit die Here van die heerlikheid gekruis het. Maar die Heilige Gees, die Gees van God, kom en hy openbaar dit aan ons. Dit wat ons oog nie gesien het, dit wat ons oor nie gehoor het, dit wat in ons harte nie opgekom het. Die Heilige Gees kom en hy openbaar dit. Hoor wat sê die woord? Want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. En die dieptes van God, wat vir ons 'n onwerklikheid is, as vleeslike mens. Deur die Gees word die dieptes van God 'n werklikheid. 'n werklikheid. Daarom kan ons sing, He's real to me, the Son of God is real to me. Dis deur die Heilige Gees. En dan gaan hy verder, en hy sê hierdie mooi woorde. Hy sê, want wie van die mens weet wat in die mens is, behalwe die Gees van die mens wat in hom is. So weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die Gees van God. Die 12de vers. Ons het evenwel nie die Gees van die wêreld ontvang. Ons het nie die Gees van die wêreld ontvang. Maar hoor wat sê Paulus? Ek wil net hê jy moet kyk na wat die duiwel reg kry. Hy sê ons het nie die Gees van hierdie wêreld ontvang, maar die Gees wat uit God is. Nou, kom Paulus en hy skryf in 2 Korintiërs 11 hierdie woorde. Hy sê, want as iemand kom en 'n ander Jesus verkondig as wat ons verkondig het, dan, tweede ding, of jy 'n ander Gees ontvang as wat jy ontvang het. So, dis of die Heilige Gees, Gees van God, of die Gees van die wêreld. En as jy vandag na die Pinksterbewegings kyk reg oor die wêreld, dan is die Gees van God nie meer werksaam nie. Maar die Gees van die wêreld. Hulle lyk soos die wêreld, praat aan soos die wêreld, hulle hou funksies soos die wêreld, dit eet soos die wêreld, dit drink soos die wêreld, dit gaan net aan. 'n ander Gees, Gees van die wêreld, of 'n ander evangelie as wat julle aangeneem het, laat julle jou dit goed geval. Halleluja, dit meen as hierdie ander Gees, die Gees van die wêreld kom, dan laat ons dit ons goed geval. Ja, daar's niks meer verkeerd nie. Halleluja. Ons kan maar sommer sonder hemde op die platform ook staan en preek, dit maak nie saak nie. Wat maak dit saak? Die Gees van die wêreld. Maar die Heilige Gees, wat dit God is, dit het ons ontvang. Sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. Halleluja. Wat die oog nie gesien, die oor nie gehoor, die hart nie opgekom het nie, wat die verstand nie kan verstaan nie. Ek weet die wysheid wat in verborgenheid bestaan. Die Here van die heerlikheid. Halleluja. Nou sê hy, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk. Deur wat te doen? Deur aan ons die Gees van God te gee. Sodat ons kan sien, kan hoor, verstaan, harte opkom, die Here van die heerlikheid ken, die wysheid wat in verborgenheid is tot ons heerlikheid, al die wonderlike dinge, dat ons kan so ver gaan, dat ons kan insien in dit waarvan ons niks weet. Nou gaan hy verder. Daarom spreek ons ook nie met woorde wat menslike wysheid leer nie, maar met die wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge
met geestelike kan vergelyk. Hoor wat sê hy? Halleluja. Spreek nie met woorde van menslike wysheid nie, maar met die wat die Heilige Gees leer. En wat sê die woord? Die Gees van die waarheid, wanneer hy gekom het, sal die Heilige Gees, Gees van die waarheid, ons leer en lei in die hele waarheid. Presies dit wat Paulus ook hier sê. Halleluja. En hy gaan verder, sodat ons geestelike dinge met geestelike kan vergelyk. Ons groot probleem vandag is, ons wil die vleeslike met die geestelike vergelyk. Ons dink dat soos wat ons vlees is, soos die gees, en ons dink soos wat die gees is, soos die vlees. Soos dit in die vlees. En dit is nie so. Nou gaan hy verder en hy sê, die 14de vers, hy sê, maar die natuurlike mens neem die dinge van die gees van God nie aan. En hierdie is vir my wonderlik. Hoeveel kinders van die Here ken jy? Wat die dinge van die gees van God aan. Hoeveel? Dat is bitter. Waarom? Omdat die Gees, die Heilige Gees, nie inwonend is. Halleluja. Hulle bly natuurlik. Alles moet op 'n natuurlike wyse verstaan word. Halleluja. Hulle vergelyk die geestelike met die vleeslike en met die natuurlike. En dan gaan hy verder en hy sê hierdie woorde. Want dit is vir hom dwaasheid. En dit is vir my, ek wil amper sê, ek kan dit nie verstaan nie. As mense die geestelike dinge van die Heilige Gees nie aanneem. Ja. Waarom neem hy dit nie aan? Want dit klink vir hom na dwaasheid. Dit wat ons mee besig is, die Heilige Gees, om die ewige lewe, die werklikheid van die ewige lewe te beleef. Dis wat dit dwaasheid. Waar kom jy daan? Hoe is dit moontlik? Hoe kan ek in hemelse plekke in Christus wees, in hemelse plekke saam met hom wandel, in hemelse plekke geseën word in Christus, en saam met hom sê, hoe is dit moontlik? Ja, daar is die skrif sê so, maar ons is hier op aarde, want dis dwaasheid. En dit is wat die Here gebruik, die dwaasheid, om die wyse te beskou. Want hierdie wat beskou word, dit wat beskou word as dwaasheid, is wyser as die mens. Want dit bring ons in die werklikheid van die ewige lewe, terwyl ons nog op hierdie aarde woon. En dan gaan hy verder, en hy sê hierdie woorde, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Dit meen elkeen wat luister na wat ek in hierdie aand sê, wat geestelik is, kan dit wat ek sê beoordeel. Is dit die woord? Is dit die waarheid? Is dit so of is dit nie so? Maar jy moet geestelik wees om dit te kan doen. Halleluja. Ek kan ook nie net goed praat en word nie beoordeel, want dit is ook nie God se woord. As ek praat en dinge is nie reg wat ek praat nie, dan moet ek beoordeel word. Dis God se woord. En dit moet gebeur, sodat ek kan reg praat om die beoordeling vry te spreek. Halleluja. En nou gaan hy verder en hy sê, maar die geestelike mens beoordeel wel alle dinge. Self egter word hy deur niemand beoordeel. 16. Want wie het die sin van die Here geken, dat hy hom sou kan onderrig? Maar ons het die sin van Christus. Ons het die sin van Christus. Wat is die sin van Christus? Halleluja. Om al hierdie dinge van die wêreld as drek te beskou en Christus as wins te verkry. Sodat
ons die gees van genade kan smaak. En deur die Heilige Gees, die werklikhede van die ewige lewe, alles wat daarmee gepaard gaan, wat ons hier op die aarde kan belewe, laat ons dit kan belewe in die Gees. Ons het laas week gehoor, soos jou koortjie, lift me up above the shadows. Lord, lift me up and let me stand. By faith on heaven's Canaan land. Halleluja. Al daarin. Here, lig ons op. En dit is wat moet gebeur. Prys die Here om die werklikheid van die ewige lewe te kan belewe. Want dit het God vir ons berei. Vir wie? Die wat hom liefhet. Halleluja. As jy die Here Jesus liefhet soos die woord sê, sal jy dit belewe hier op aarde, wat God vir jou berei. Halleluja. Maar, as geestelike mens sal jy dit belewe. Om in die gees te wandel, om na die gees te wandel, om in die gees te lewe, losgemaak van al hierdie aardse dinge, wat ons so maklik vasmaak. Halleluja. En ek is so bly. Hy sê die woorde, maar die gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk. Ons kan sien, ons kan hoor, ons kan verstaan, kan in ons harte opkom. Hierdie dinge, sodat alles vir ons 'n werklikheid kan word. Halleluja. En ek glo dat dit is elkeen se begeerte. Sê Here, al is ek hier op hierdie aarde, wil ek op terreine beweeg in die ewige lewe, waar ek met U kan wandel, agter die voorhangsel. Halleluja. Dit word 'n werklikheid. Alles word 'n werklikheid. Wanneer ons deur die Gees van God beweeg. Halleluja. Dis waarom die dooping met die Heilige Gees vuur en krag en heerlikheid, spreek in tale, die vrees van die Here, die uitleg van taal, die Heilige Gees taal wat ons moet praat, halleluja, ensovoorts, al die gawes moet gedoop word met die Heilige Gees en vuur. Dis die beginpunt van alles. Die Here Jesus sê ook, julle sal hierdie dinge nie nou kan dra nie, maar wanneer hy gekom, die Heilige Gees, dit wat ons nie kan dra, dit wat die disippels nie kon dra in die tyd van die Here Jesus op aarde, dit kan ons dra, deur wie? Deur die Heilige Gees. Hierdie werklikhede, in die Gees, deur die Gees. Sodat ons die heerlikheid kan belewe. Ek wil dit weer sê. Wanneer jy in die heerlikheid inbeweeg, kom jy nooit weer dieselfde mens uit. O nee, absoluut. Jy kan profeteer, jy kan in 'n taal praat, jy kan die gawes van die Gees kan deur jou opereer. Halleluja. Jy kan kragtig deur die Here gebruik word. Maar nie een van die kan jou lewe verander. Daar is net een iets wat ons lewe kan verander. Dat wonders en tekens en kragtige dade ensovoorts moet gebeur. Maar dit moenie my hele lewe wees nie. Ek moet in die heerlikheid van God, in die werklikheid inbeweeg. Halleluja. Sodat ander mense hierdie heerlikheid ook kan belewe
en dat daar totale verandering sal plaasvind. Oh, halleluja. Ons het dit in die skrifte gesien, in die Ou Testament ook. Hoe die mense wat in die heerlikheid van die Here beweeg het, verander het, nooit weer dieselfde gewees nie. Halleluja. Oh, Rabboni, halleluja. Vader, baie dankie. Soos wat die skrif het sê, wat God vir ons berei. Deur die Heilige Gees. Om dit te beleef, wat die vleeslike mense nooit beleef het. Maar ons moet dit in die Gees beleef. Deur die Gees, nadat ons gedoop is met die Heilige Gees. So wat ek vir elkeen wat gedoop is met die Heilige Gees, dat dit hulle deel sal wees. En die wat nog nie gedoop is met die Heilige Gees, die Here, laat dit hulle verlange sal wees. So laat hulle ook kan uitroep. He is real to me, the Son of God. He is real to me. Halleluja. Halleluja. Hoor Gees van geloof en krag, kom nou terwyl ons hier wacht. En reinig elke bidend hart, val ons soos op 'n sterdag. O Gees, daal in liefde neer. Kom nou terwyl ons wacht. O Heilige Gees, daal neer met vuur. Doop ons soos op 'n sterdag. O Gees, daal in liefde neer. Kom nou terwyl ons hier wacht. O Heilige Gees, daal neer met vuur. Val ons soos op 'n sterdag. O Gees, daal in liefde neer. Kom nou terwyl ons wacht. O Heilige Gees, daal neer met vuur. En doop ons soos op 'n sterdag. Ja, want dit is sterherlewing. En die Heilige Gees daal neer. O ja, dis Pinksterherlewing. Ja, en die Heilige Gees daal neer. Ja, dis Pinksterherlewing. O, en die Heilige Gees daal neer. O ja, dis Pinksterherlewing. Ja, en die Heilige Gees daal neer. O ja, 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 dis Pinksterherlewing. Ja, en die Heilige Gees daal neer. O ja, ja, dit is Pinksterherlewing. O, en die Heilige Gees daal neer. O ja, ja, dit is Pinksterherlewing.
Gees is laat het gebeur op elke lewe. In die naam van Jesus. Halleluja. En ons prys U daarvoor. Dankie Here Jesus. Ons wil vir elkeen dankie sê wat elke Sondag aan. Saam met ons. Kan deel oor die Heilige Gees. Wat belangrik is in ons tyd waarin ons lewe. Mag die Here U almal ryklik seën en doop met die Heilige Gees. En ons weet hy doen dit tot verheerliking van sy naam. En ons prys hom daarvoor en ons vra dit alles in Jesus naam. Amen en amen. Halleluja.